dis die probleem met vandag se samelewing. Ons maak nie meer 'n ruimte, 'n tyd vir God nie. Ek is te besig. Ek wil vir jou sê, ons kan dankbaar wees, God is nie te besig om na ons te kyk nie, hoor. Hy is nie te besig om na sy skepping te kyk nie. Hy het tyd en ruimte geskep vir my en jou. Dankie dat God nie van my vergeet het nie, want om ruimte en tyd vir God te skep, is om te weet, ek dink aan God en ek wil saam met God tyd spandeer. Ek het 'n begeerte om tyd saam met God te spandeer. Dit help nie, ons het 'n honger, ons soek na voedsel, maar ons skep nie die geleentheid om voedsel te ontvang nie. As jy honger is, gaan jy mos tyd skep aan die tafel. Nie waar nie? My vrou, my dogter, hulle weet vinnig as ek by die huis kom, sê ek, is nearly 6 o'clock, dis my etenstyd, broer, julle moet gou maak. Net so moet daar die geestelike honger en die geestelike voeding vir jou daar wees om te sê, ek wil tyd vir God skep. Ek het 'n honger na God. Ek wil by sy feesmaal gaan aansit. Ek wil my geestelike voeding ontvang. Maar ons doen dit nie. Om ruimte te maak van God, gaan nie daaroor om nog taak by jou lysie van te doen by te voeg nie. Want dis wat ons moet nou sê. As ek tyd vir God moet skep, moet ek tog na my kalender gaan kyk. Nie waar nie? Waar gaan God hier inslot? Wanneer gaan ek Bybel lees? Wanneer gaan ek dit doen? Dan is jou gesindheid verkeerd. God moet jou heel eerste prioriteit wees. Dit gaan oor prioriteite in jou lewe. Wanneer God jou nommer 1 prioriteit is, sal hy jou nommer 1 tydverdryf wees. Sal hy die nommer 1 wees na wie jy hunker elke dag. Maar ons doen dit nie, want hy is nie op ons prioriteitslys nie. Ek wil dit vandag vir samelewing vir jou sê, dis opstaan, maar moet die kinders reg kry, dit is skool toe, dank die Vader, skool het begin, en ek kan die lysie opnoem wat gedoen moet word, en aan die einde van die dag, as jy vra by die huis kom, lê daar, en dink jy sê by jouself, wat het hy eintlik vandag gedoen? Ek moet nog Bybel lees. Dis hoe die samelewing van vandag is. Die leraar kom kuier vandag na my, blaas gou eers af, die stof van my Bybel. Dit is nie hoe dit werk nie. God moet nie jou nommer 1 keuse op 'n Sondag wees, om na die huis van die Here toe te kom nie. God moet jou nommer 1 prioriteit wees, elke oomblik, elke dag van jou lewe.